Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, in sy naam 'n woord van welkom aan u elkeen gerig, die groot mense, die jong mense en natuurlik die kinders. Hierdie welkomswoord geld ook vir nuwe lidmate en gaste wat moontlik saam met ons in die erediens is. Die approbasie van Suster Gesina Jansen van Rensburg dien vandag vir die laaste keer. Ons suster het aangedui dat sy die roeping van die diaken opvolg en sal as die Here wil volgende Sondag tydens die oggenddiens, erediens bevestig word. Die aanderediens, soos u dit ken, om 19 uur en daarheen is u om Christus wil ook van harte uitgenooi. 'n heerlike koppie tee en koffie na die erediens. Maak van hierdie geleentheid gebruik om mekaar beter te leer ken. Ondanks die feit dat daar nie elektriese krag is nie. En die susters, sê een van die diakens, het vir ons laat weet, kom gerus, al wat gaan verskil is, daar gaan net tee wees en nie rooibos tee nie. Vanweer die feit dat daar nie elektriese krag is nie. U is hartlik uitgenooi. U dankoffergawe, as u dit kan afdra, ooreenkomstig die wyse waarop die Here u seën met materiële middele, vanoggend vir die diensgroep Vroue vir Christus en vanaand vir die GKSA Sustentasie Fonds. Daar is een mensie, 'n dooplidmaat, wat die 9de Maart verjaar. Linke Brummer. Waar is jy? Daar sit sy. Linke, kom so lank en terwyl jy aanstap, sê ek vir die ooms en die tannies en die oupas en die oumas, op 23 Maart begin die kontrakteur om vir ons nuwe matte in te sit. En die volgende week kan ons dit geniet. Linke, baie geluk hoor en baie sterkte en 'n mooi soet dogtertjie wees. Sal jy? Dankie. Ek wil net wonder waar is Dirk? Ek wil net vir hom vra of ons seker is die krag is nog af. En of ons nie die kragopwekker kan afsit nie. Maar kom ons gaan maar aan op hierdie manier. Broer en suster, ons begin met die erediens deur die votum wat 'n belydenis is van in wie se krag en in wie se naam ons hier teenwoordig is. En dan die seën van die Here te kan ontvang. Daarna, spontaan, Psalm 119, die Tosiusberuiming, strofe 19 en 22, wat ons sing terwyl ons bly sit. En ek sê, en ons bely dit ineens, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. En daarom, kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.
Ons doen saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek sê dit altyd en so is dit, 'n belydende gelowige hunker ook altyd daarna om die Here se wet te hoor. Kom ons luister met aandag, ontzag na die afkondiging van die Here se wet uit sy woord vanoggend, Levitikus 19. Die Here het vir Moses gesê: praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie, want ek is die Here. Wanneer julle 'n maaltyd offer vir my, die Here slag, moet julle dit so doen dat dit vir my aanneemlik is. Julle moet die vleis eet op die dag wanneer julle slag, of hoogstens die volgende dag. Wat oorbly tot die 3de dag moet verbrand word. Wie daarvan op die 3de dag eet iets onreins. Dit is nie vir my aanneemlik nie. En wie daarvan eet, is skuldig, want hy of sy ontheilig wat aan die Here gewy is. So iemand sal van sy of haar volksgenote afgesny word. En wanneer julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê agterna gaan optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val agterna gaan optel nie. Laat dit alles daar bly vir die armes en die vreemdelinge. So sê die Here jou God. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Jy mag nie jou naaste uitbuit of jou naaste beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde mens gaan neersit nie. Want ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe
in gevaar stel nie, want ek is die Here. Jy mag nie adderant wees teenoor jou volksgenote nie. Maak die geskil openlik met hulle uit. Moenie wat hy of sy verkeerd gedoen het, teen hulle bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n wrok of 'n grief koester teenoor jou volksgenote nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek is die Here. Kom ons loof die Here, wie se wet ons pas gehoor het, met skrifberuiming 1:3. Skrifberuiming 1:3, strofe 1, 2 en 3. En daarna, geliefdes, gaan ek hier voor in gebed om ook in die gebed te dink aan broeder Hans Diedriks, wat in die hospitaal is, die Here te loof vir broeder Johan Myntjies, wat saam met ons aanbid, na weke se intensiewe mediese behandeling, Tannie Nelly Oberholzer, wat mediese behandeling ontvang het, en dan met blydskap, broeder, 'n broer en suster, wie se suster, Beyers Havenga, met kanker gediagnoseer is vir baie lank, en dat die behandeling geslaagd was, en dat sy, menslik gesproke, kankervry is. En daarmee saam vir ons almal voor die troon van die Here. Maar nou skrifberuiming 1:3, 1, 2 en 3. Ons verenig saam in gebed. Ons sê dank, Vader in die hemel, vir die genadegawe van gebed. Om met U te kan praat, in mense woorde en taal, en weet U verstaan, U hoor, want U is God.
volke, tale en nasies in u hand. Die wêreld en wêreldwyd in u hand. Ons aanbid u. Ons noem u naam. Heilig is u naam, heilig is u God. U doen soos u besluit het. U laat gebeur soos u beskik het. U bepaal datums. Begindatum en einddatum. Geboortedag en sterfdag. Die datum van gebeurtenisse. U is in beheer en u regeer en ons bely dit. En in besonder, Here, in ons gebed roep ons u aan en pleit en bid en smeek dat u u kerk in stand sal hou, u kerk oor die hele aarde, kinders van u in duisendtalle wat u aanroep om Christus wil. Neem uit ons weg dat ons te maklik praat van ons kerk, ons gemeente. Want dis u sin. U bruidsgemeente. Maar Here, sien ook die denominasie waarin ons gevoeg het in genade aan. En lei ons aan u hand. Ons bid vir die wêreld en wêreldleiers. Ons bid vir sekere dele van die wêreld wat in rook opgaan. Ons bid, Here, vir mense wat ter see begrawe is, omdat die skip gesink het. Dink aan ons Here en dink aan die mense daar en lande omliggend. En is nietige klein mensies, Here, noem ons voor u troon van genade begrippe, woorde soos kernwapens en missiele en vegvliegtuie in die lug en drones en slaankrag ongekend. En mense wat seer kry. Bring 'n sinvolle einde, Here, en insig as ons roep om vrede. Vrede in mense se harte, vrede as staatsleiers hulle kabinet ontmoet. Vrede op aarde. Ons bid vir die prediking vanoggend. As ons u dank, Here, dat die Magalieskruin gemeente reeds die voorreg kon ervaar om te kon erediens hou en vir hulle dominee wat kon voorgaan en al die ander gemeentes met lidmate. En dan loof ons u saam, Here, vir
Beyers se sus wat deur U genees is. Suster Nelly wat mag gesond word. Broeder Hans wat siek is. Broeder Johan wat U opgerig het. En hy wat saam met ons U mag aanroep. Ons loof U vir hulle wat oor see was of elders en veilig terug is. Ons dink aan hulle wat blydskap ervaar. En hulle wat sukkel. Hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Heere God, om Jesus ontwil. Amen. Die Here aan die woord, broer en suster, en daarna mens aan die woord met die verkondiging van die Here se woord. Johannes 3, die 83 vertaling, vers 22 tot 31. Met vers 30 as fokusvers. 22 tot 31. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop. Dis nou Johannes die Doper by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom, Johannes, gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop nou ook. En almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom of haar gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. En dan hierdie woorde, hy, Jesus, moet meer word en ek, Johannes, minder. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, behoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Die tekstema, die Here Jesus meer en ek minder. Suster en broer, kind en jong mens, sê my bietjie, is u lewe, hoor baie mooi wat ek vra, sonder, ja u hoor reg, sonder reserves op God gerig. Nogal 'n vraag. Is dit waar van u en my? Want
sal u saam met my nooit nimmer vergeet dat die Here Jesus Christus op ons ou aarde 'n lewe geleef het wat heeltemal sonder enige reserves op sy Vader, die lewende God, gerig was. Volkome, volmaak. En Johannes die Doper, volkome mens en swakheid soos u en ek, het ook op moeder aarde geleef en met sy woorde uit sy mond die oggendteks, Johannes 3:30. Hy, Jesus, moet meer word en ek minder. Mag ek die Engelse vertaling van die teks vir u aanhaal? Ons Engelse broers en susters vertaal hierdie teks van vanoggend doodgewoon met He must increase, but I must decrease. Johannes, Jesus se voorloper op hierdie aarde, praat. En as hy praat, dan sê hy nie arrogant nie, ek gaan dit verduidelik, inteendeel nederig, beskeie, en daarom is vanoggend se teks sekerlik een van die nederigste uitsprake in die ganse Bybel, beskeie, maar kernbelangrik. Met die woorde van Johannes 3:30 bedoel Johannes die Doper, ek is bereid om sonder voorbehoud, sonder enige verskonings, die wil van God oor my lewe te aanvaar en my daaroor te verbly. Kom ons vra vir mekaar. Voor ons die nuwe week verder ingaan, die ou week. Het die Here Jesus in my lewe en in u lewe meer geword? En ek minder. Kom ons dink. En kom ons kyk dan mooi na Johannes 3:30. Nie ek nie, maar hy, my Here Jesus, moet meer word. U sien, broer en suster, van nature, nee, is dit u en my neiging om te wil meer word. Om belangrik te word. Om gesien te word. Johannes sê nie ek nie, maar hy moet meer word, wat beteken, broer en suster, vir u en my in die elke dag se lewe. Johannes die Doper sê in die oggendteks eintlik niks anders is, ek wil nie en sal nie die middelpunt van my lewe wees nie. Hoorie? Ek sal nie die middelpunt in en van my lewe wees. Wat beteken, ek sal nie myself soek en myself op die voorgrond plaas en myself op die skouer tik nie. Johannes sê met die teks dat ek die middelpunt van my lewe nie in myself soek nie, maar buite myself.
En nou is dit so, dis alleen genade wat 'n mens daartoe kan bring om teen die eie sondige natuur in van 'n mens te kan sê wat Johannes die Doper sê en dit bedoel. Nie ek nie, maar hy. Geliefdes, ek waag en ek sê, weet jy wat is die groot probleem in die kerk en in die wêreld? Daar's te veel ekke. Hopeloos te veel. En kom ons kyk nou na die omstandigheid van Johannes. Ondanks sy volgelinge, sy aanhangers, wat nou om toe hardloop na die dispuut wat hulle oor die reiniging gehad het, sê hulle vir Johannes, hoorie Johannes, maak oop jou oë, kyk wat is aan die gebeur. Jy was en is so belangrik. Jy's die Johannes die Doper, jy loop voor in aankondiging van die Here Jesus. Maar weet jy Johannes, ons kry berig, Jesus doop nou ook. En staan daar, almal gaan na hom toe. Word wakker Johannes. Jy word uit die middelpunt uitgeskuif. Sien dit raak, doen iets daaraan, staan op vir jou ek. Almal gaan na hom toe. Jy word uitgefaseer. Johannes, jy is nie meer die middelpunt van belangstelling. Doen iets aan, bedoel hulle eintlik. En wat sê Johannes? Ek lees vir u broer en suster Johannes 3 vers 27. Johannes het hulle geantwoord: niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom of haar gegee is nie. Bedoelende, nou moet u en ek aandagtig luister. Want wat in vers 27 staan, is 'n lewensreël vir elkeen van ons, spesifiek vir God se kinders. Johannes sê vir sy volgelinge, wat benoud is omdat hy uit die middelpunt uitgeskuif word, sê hy, in die hemel word daar besluit oor die plek wat 'n mens in God se koninkryk moet inneem. Daar's te veel moderators. God besluit. Waar pas Johannes die Doper in die koninkryk in? Sien nie? In die hemel val die beslissing oor die wil van God vir u en my lewe. En Johannes die Doper, Johannes sê vir sy volgelinge, bedaar mense, kalmeer. Ek is nie die Christus nie. Hy is. Ek is maar net 'n stem wat geroep het. Ek is maar net die vriend van die bruidegom. En ek verbly my daaroor. Ek verbly my daaroor dat almal nou omdraai en na Jesus toe gaan, hom volg.
hy moet meer word en ek minder. Johannes sê, ek aanvaar die wil van God oor my lewe. Ek is nie die middelpunt nie, maar hy is die middelpunt in en van my lewe. Johannes die Doper is nie sy eie koning nie, maar Jesus is sy koning. En broer en suster, hier is ons weer in die modderwater van die wêreld en die mensdom. Konings van ons eie lewe. In plaas van slaaf van Jesus. Maar kom ons sê dit in ons taal. Johannes bou nie 'n eie klein koninkrykie om hom nie. Daar is die kern. Maar hy vind sy plekkie in God se koninkryk. Prakties gesproke, Johannes die Doper neem nie deel, broer en suster en kinders, aan die stryd om belangrik te wees as ander nie. En kom ons sê dit, Johannes neem ook nie deel aan die stryd om belangriker te wil wees as Jesus nie. En broer en suster, ek sê gevaarlike dinge, maar hier is ons naby aan die vuur van baie dinge. Voor jy jou kom kry, dan is jy belangriker as die Here Jesus. Onaantastbaar. Net ek verstaan. Iemand stel dit so mooi en ek neem dit by hom oor. Hy sê Johannes neem nie iets vir homself aan as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. En dan so mooi van toepassing op u en my, hierdie skrifverklaarder sê Johannes maak ruimte vir Jesus in sy lewe. Is dit wat ons doen? Want Johannes sien radikaal af van homself. Kom ons sê dit andersom, die beeld van Jesus Christus word in Johannes sigbaar. Prakties. As jy môre by 'n winkel of in die bank of waar ook al voor in die tou staan en jy en die amptenaar hanteer 'n moeilike situasie, daar's onsekerheid, jy weet nie wat moet jy doen nie, jy weet nie wanneer kry jy dit waarna jy soek nie, maar jy besleg die dispuut. Sal die vrou wat agter jou staan vir haarself sê, hierdie man is so vol van homself. Of sal sy sê, hierdie man, hierdie persoon is vol
van die Here Jesus. Hierdie mens se lewe is op Jesus gerig. Sal hulle dit sê? Want ek moet minder word en die Here Jesus meer, is ook die wil van God vir u in my lewe. En daarom, wat staan oor u lewe geskryf? Is daar 'n kruis oor u lewe geteken? Hy moet meer word en ek minder. Hoekom, broer en suster en kinders? Want sy saak, hoor mooi, is groter as my saak. En daarom moet lidmate van die kerk se getuienis wees. Hy meer, ek minder. Hoekom sê ek dit? Want so maklik gebeur dit, dat die kerk as organisasie vir ons doeleindes gebruik word, nie. Dominee, jy sal my ma begrawe. Kom ons sê, want sy het hierdie kerkbanke geskenk. Verstaan nie? So maklik word die kerk ons organisasie. En voor 'n mens jou kom kry, dan word ons as mense belangriker as die koning van die kerk. Daarom moet ons mooi dink. Ons kerk of Christus se bruidskerk. So maklik, broer en suster, draai dit in die kerk om onsself. En as ek self ongemaklik raak, as daar gesê word waarvan ek nie hou nie, wat doen ek? Ek loop. Hoor, ek loop. Ek meer en Jesus minder. Die teks omgedraai. Want, broer en suster, van nature, so maklik draai dit in my lewe. Hier is die kruks om myself. En as dit om myself draai, dan is daar minder tyd vir my koning, minder gebed, minder aanbidding, minder loflied, minder belydenis, minder bewondering. Dan draai ons die teks om, hy minder en ek meer. En jy verloor jouself. Want die teks sê nie, hy minder en ek meer nie, maar die teks sê, hy meer en ek minder.
Wees my genadig, Here. Maak onder leiding van die Heilige Gees, Johannes 3:30, al hoe meer 'n genadewerklikheid in my lewe. Wie is die as waarom u lewe draai? Wie? En hoor mooi, ek vra nie wat nie. Ek vra wie? Mag dit hy wees? Van wie Johannes die Doper gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wie is die middelpunt in u lewe? Amen. Kom ons dank sê. Ons Vader, as u gepraat het, dan reageer ons met heilig, heilig, heilig is die Here. Want die Here ons bely, dis vir ons so belangrik om belangrik te wees. Van nature, Here, vir ons so belangrik om eerste te staan. Om die trofee van die verhoog van die lewe af te dra. Dit is vir ons so belangrik om alles te weet. Dit is vir ons, Here, so belangrik dat almal ons standpunt sal respekteer, want ek het gepraat. Van nature, Here, wil ons bevel voer. Wil ons voor op die verhoog wees. Wil ons genoem wees, vermeld wees, geëer word. En dan sê hy anders. Dankie vir vanoggend se teks, vanoggend se woord in u nabyheid. Vir 'n week wat voorlê uit u hand reeds binne gegaan, pleit ons Here vir u nabyheid. Skenk vreugde, doelgerigtheid, daadkrag, inisiatief. Met U as die middelpunt, die vertrekpunt, die eindpunt, die alles. Hou ons en ons kinders en kleinkinders vas, naby en ver, in 'n deurmekaar wêreld. En dankie Here dat ons nog 'n keer aan mekaar kan dink en jy's dan te vra, wees elkeen by die naam genadig. Wel wetend wat ons omstandighede is.
met al die blydskap, al die seën, Here, wat ons beleef. Die groot stad waarin ons kan woon, al die fasiliteite wat so naby is. Een mooi kerkgebou. Met die weelde, Here, om mooi, nuwe matte te kan insit. En so ons rentmeesterskap teenoor mekaar te betoon. Dat alles mooi en netjies is, want orde is vir U bitter belangrik. Dink aan hulle wat tussen ons sit, wat sukkel by die werk, sukkel by die skool, sukkel by die dokter, sukkel in die hospitaal, soos Willem Oesker. Here, U weet en U bepaal dit, dan is hy in die hospitaal, dan is hy uit, dan is hy terug. Die lewe vra baie. Stel ons in staat om soos koningskinders te praat, te doen. Verhoor ons, Here, uit genade en kap met die buitel van genade die status, die belangrikheid, die ekkigheid in ons elkeen af, tot op die grond toe. En ons bely, Here, van hier af vertrek ons met blydskap. En ons belydenis is, U seën sal al hoe meer word in die nuwe week in my lewe. En ek al hoe minder. Amen. Broer en suster, ons gaan, en kinders, ons gaan staan en ons gaan Psalm 138 net die toosjesberuiming sing. Psalm 138, die derde strofe van hierdie psalm, staande, daarna die uitstuurseën van ons Here en ons Amen lied, vanoggend in die woorde van Skrifberuiming 12:3 se eerste strofe, en onthou dat u uitgenooi is vir 'n koppie tee en koffie net hierna. Geliefdes, gaan van hier onder die seënende hand van die Here
en 'n geseënde week u toegebid. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal elke gebed van julle hoor en vir julle vrede gee. Amen.